Wanneer laas het jy stilgestaan en gedink oor waarom ons die Here loof en aanbid? Psalm 100 gee vir ons 'n paar wonderlike redes. Dit wys vir ons dat God nie net waardig is om geprys te word nie, maar ook waarom hy waardig is om geprys te word. Vandag gaan ons hierdie bekende Psalm saam bestudeer deur die volgmetode te gebruik. So kom ons val weg. V. Vra God se leiding. Ons begin deur die Here te vra om ons te help om dit wat ons vandag moet weet in sy woord raak te sien. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u woord. Dankie dat u daardeur met ons praat en ons leer wat u wil hê ons moet weet. Ons bid dat u vir ons ore sal gee wat oop is om u stem te hoor en harte wat ontvanklik is vir wat u ook al vir ons wil sê. Ons bid ook dat u vir ons die wil en die vermoë sal gee om dit wat ons vandag leer in ons lewens toe te pas. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. O. Ondersoek die teks. Volgende gaan ons Psalm 100 vers 1 tot 5 lees. 'n Dankpsalm. Juig tot eer van die Here, almal op aarde. Dien die Here met blydskap, kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange. Dank hom, prys sy naam. Want die Here is goed. Sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. In die Psalm sien ons dat dit 'n voorreg is om die Here, wat so 'n wonderlike God is, te dien en hom in sy huis te kan ontmoet. Daarom moet die gelowiges met groot blydskap tot hom nader en in sy teenwoordigheid verskyn. L. Let op die lesse. Daar is sommer heel wat dinge wat ons uit Psalm 100 kan leer, maar ons gaan vandag net een vraag van hierdie teks vra. Ons gaan vra, wat leer ons oor God uit die gedeelte? Nommer 1. Die Here is God. Daar's baie gelowe in hierdie ou wêreld en baie dinge wat mense aanbid. Ook ons as kinders van God het dinge wat ons aanbid, sonder dat ons dit eers besef. Want alles wat ons voor God stel, alles waarop ons vertrou eerder is op hom, is dinge wat ons in effek aanbid. Maar hierdie Psalm sê baie duidelik vir ons, die Here is God. Hy is die enigste God. Daar is niemand anders soos hy nie. Nommer 2. Die Here is die skepper. Die Here God het die hemel en die aarde, die mens en alles wat ons op die aarde kan sien, geskep. Daarom behoort ons en alles in die hemel en hier op aarde aan hom. Nommer 3. Die Here is die verlosser. In vers 3 sien ons nie net die Here se skepingswerk nie, maar ook sy verlossingswerk. Omdat hy ons in Christus verlos het, is ons sy volk, sy eie kudde. Nommer 4. Die Here is ons herder. Die Psalm sê dit nie direk nie, maar aangesien ons die Here se kudde is, beteken dit ook dat hy ons herder is. Hy sien om na ons, sorg vir ons, beskerm ons, lei ons, soos ons sien in Psalm 23. Nommer 5. Liefde, goedheid, getrouheid. In die laaste vers sien ons 3 van God se karaktereienskappe. Hy's goed. Hy doen nie net goed nie, maar is goedheid self. Daarom is alles wat hy doen goed, omdat hy goed is. Hy's liefde. Weereens het hy nie net lief nie, maar is liefde self. En daarom is daar geen einde aan sy liefde nie, want daar is geen einde aan hom nie. Hy's getrou, en sy trou teenoor ons duur van geslag tot geslag. Met ander woorde, dit hou ook nooit op nie. G. Gaan en wees 'n doener van die woord. Ons laaste stap is om saam met die Heilige Gees na te dink oor wat ons oor God geleer het en wat ons elkeen daarmee in ons eie lewens moet doen. Onthou, 'n mens moet dit wat jy uit die Bybel leer op een of ander manier in jou lewe toepas. Anders help dit nie veel dat jy dit geleer het nie. Elkeen van ons gaan iets anders doen met dit wat ons nou oor God geleer het. Party van ons gaan dalk moet verander wat ons oor hom glo. Ander van ons het dalk vir die eerste keer iets oor God geleer wat ons nou kan begin glo. En nog ander is dalk herinner aan wie God is en wat hy vandag vir jou in jou omstandighede kan en wil wees. So, omdat nie een van ons dit wat ons geleer het dieselfde gaan toepas nie, wil ek jou uitdaag om stil te word by die Here en hom te vra om deur sy Gees vir jou te wys hoe jy elkeen van die dinge wat jy oor hom geleer het in jou lewe
kan toepas. Skryf neer wat jy hoor of wat jy dink hy vir jou sê. En onthou om te vra om jou te help om gehoorsaam te wees aan dit wat hy vir jou sê en wys. Daar's nog 'n klompie dinge wat ons uit Psalm 100 kan leer, so in die volgende video gaan ons daarna kyk. En as jy meer wil weet oor die volgmetode, kan jy gerus kyk na Jesus, die Bybel en jy. Dis die volgmetode e-gids wat in ons aanlyn winkel beskikbaar is, wat jou alles gaan leer wat jy moet weet, sodat jy die volgmetode in jou stilte tyd of in jou Bybelstudietyd kan gebruik. Maak dit sommer vandag nog 'n draai in die aanlyn winkel. Die skakel na die winkel is in die beskrywingsblokkie onder. As hierdie video vandag vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hier onder en teken in op ons kanaal vir meer wenke en boodskappe. Baie seën vir jou en mag jy die Here elke dag so 'n bietjie beter leer ken, terwyl jy tyd met hom spandeer in sy woord en in gebed.